carried the weight of the world upon his shoulders. I know my brother that he will carry you. 'Cause if he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my sister that he will carry you. Die graf waarin Jesus begrawe was geleen. Jy leen nie iets wat jy beplan om te hou nie. Ek wil jou vandag inspireer en vertel dat jou pyn en jou gebrokenheid ook 'n geleende plek is. Dis nie 'n permanente adres nie. Net soos Jesus nie gesterf het met 'n plan om daar in die graf te bly nie, maar hy, die allerheiligste en allerhoogste koning, wat in 'n ryk man se onaangeraakte graf ingegaan het, en doeke toegedraai was, en die profeseë laat waar word, wat deur soldate gedood is, en in sy graf verseël is deur 'n klipdeur. Hy was nie daar om daar te bly. Hier is Jesus in 'n koninklike graf, maar dit was nog steeds vir hom geleen, omdat die graf nooit sy werklike en finale bestemming was nie. Maar dit was in werklikheid net 'n deuropening tot groter oorwinning. Dit was nie 'n punt nie, dit was 'n komma gewees. Net so is jou mismoedigheid en my plek waar ek kom op moedverloor se vlakte, waar jy dalk gaan sit op 'n ashoop en dit voel asof dit die einde is. Dis net 'n spasie wat tydelik is, wat sê jy is in transito. God is besig met jou. Jou vallei is geleen aan jou. Jou stryd is slegs vir 'n tydperk. Jou oorlogstryd en onstuimige seisoen is vir jou geleen vir 'n kort tydjie om iets groters in jou te vermag. Dit mag vir jou voel asof jy begrawe is en dat dit nou die einde is. Jy sal miskien kan sê ek is nou in my Mayan. Dis dalk nie eers jou skuld gewees nie. Dit was dalk nie eers jou keuse dat jy daar was nie. Dalk het jy net geen beheer daaroor gehad. Net soos met Jesus het jy beland by 'n doodse plek sonder hoop, met geen vooruitsig nie. Psalm 34 sê, die Here is naby aan hulle wat moed verloor het, en hy gee weer krag vir hulle wat geen vooruitsig meer het. Daardie hopelose plek is nie die einde nie, maar dis juis die begin. Dis die spasie waar God jou eenkant sit vir 'n oomblik om met jou te werk. Waar hy vir 'n oomblik jou eenkant bære, sodat hy jou bonatuurlik kan bekragtig, daar waar jy gekom het, aan die einde van jouself. Ek noem dit 'n plek van genade, waar jy jou hande in hierdie donker graf, in die lig opgooi, in absolute desperaatheid. Waar jy jou hande in die lig opgooi en uitroep na Jesus vir hulp. Daar kom Jesus en hy raak jou aan. Hy kom gee jou weer nuwe krag. Jesaja 40 sê, hy gee vir jou die jeugtige krag van 'n arend. En dan maak hy self vir jou die klipdeur oop, sodat lig oor jou donker en jou omstandigheid kan skyn, wanneer hy jou uitkoms en jou redding laat aanbreek. Jy sien, wanneer pyn en seer en gebrokenheid, wanneer dit in God se hande geplaas word,
het jy dit nooit besit nie. Dis vir jou geleen, en hy gebruik dit. Alles werk ten goeie mee. Dit was net 'n oorgang, en jy was in 'n vormingstransitofase. Jesus het net die graf nodig gehad vir 3 dae, voor hy daar uitgestap het. Jou 3 dae was waarskynlik baie lank, en dit voel vir jou, asof dit nooit gaan ophou nie. Ek wil vandag vir jou kom sê, geen krisis, of demoon, of donker mag, of enige mens, wat kan jou probeer weghou, en teestaan, wanneer God se bonatuurlike krag ingryp. Die doodskaduwee hoef nie jou laaste perron te wees nie, want die herder gaan soek juis daai een skaap, wat in die donker verdwaal het. Die dreigende golwe, en die onstuimige doodswater van die storm, hoef nie jou laaste uitroep na redding te wees nie. Nie as Jesus saam met jou in daardie bootjie is, en jy jou totale uitkoms in hom vind. Jou en my uitkoms lê in die geheimenis van Jesus se graf. Jesus self het gesê dat saad eers moet sterf, voor hy kan ontkiem en vrug dra. Voor nuwe lewe kan voortspruit uit jou chaos en jou gebrokenheid, moet jy eers aan die einde kom van jouself, daar by die geleende spasie van die graf, by die plek van die dood, waar die me, myself en I tot sterwe kom, waarlik tot sterwe kan kom, en waar jy beheer kan oorgee vir die Here, en kan uitroep na hom as jou enigste genade en redding. Dis dan wanneer Jesus jou optel en jou hart kom vul met nuwe lewe, waar hy jou hart oorplanting wil kom doen, wanneer hy die hart van klip uit jou binneste wil uithaal, vir jou nuwe hart wil kom gee, 'n hart van vlees, en dan sy gees in jou binneste wil uitstort. As jy vandag in daardie geleende plek van dood sit, as jy vandag aan die einde gekom het van jouself, gaan knie langs jou bed en roep uit na Jesus. Die woord sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Roep hom aan. Lê jou gebrokenheid, jou sonde, jou angs, jou vrees, jou seer. Kom lê dit alles voor sy voete neer. Hy wil en hy kan jou geleende graf ervaring tot 'n einde bring. Dalk is dit juis hoekom jy daar is, sodat hy iets in jou lewe wil kom verander. Hy wil die steen vir jou wegrol en vir jou 'n nuwe dag, 'n nuwe lewe en 'n nuwe toekoms laat aanbreek. As jy soos 'n kind op jou knie gaan, hom aanroep en hom werklik vertrou. Daar's 'n kosbare lied wat ek graag vir jou wil sing. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. Yes, if He
carried the weight of the world upon his shoulder. I know my sister that he will carry you. Oh, I know my brother that he will carry you.